van die Here, halleluja. Die algemene brief van apostel Jakobus, hoofstuk 1. Ek gaan so 4 versies lees. Apostel Jakobus 1 vers 2 tot 4 en dan vers 12. En ek wil vandag begin net so, die Here wil net begin so afwyk. Amen, van die tema vir die jaar wat die Here vir my gegee het. Ons gaan praat oor herstelling en herbouwing en die Here wil so aan die vlewe aan het sit, halleluja. Kom ons lees die woord van die Here. Apostel Jakobus skryf en sê, ag dit louter vreugde. Die Engels sê, count it all joy. My broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar sê apostel Jakobus, die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So daar's 3 beloftes hier. Amen, dat julle volmaak moet wees en sonder gebrek en in niks kort kom nie. Dan sê vers 12 die mooie woord, hy sê, salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. As daar iemand in die huis wat kan sê amen. Ek vra dat iemand is wat net amen kan sê. Halleluja. Godse woord is ja. En Godse woord is amen. En ek en u kan nie by Godse woord byvoeg nie. Maar ons kan ook in die woord van die Here verander om by ons omstandighede en ons probleem en ons benoudheid in te pas. Maar die woord van die Here is die woord van die Here. Jakobus skryf die woord aan die gemeente en dit was die laaste tyd toe gaan kyk op YouTube, amen, hoe die apostels gesterf het, amen, wat gestaan het vir die waarheid van die naam en die saak van die Here wat onwrikbaar en onwankelbaar was gestaan. Dan was Jakobus skryf die woord aan die volk. En hy sê die mooie woorde. Hy sê, ag dit louter vreugde. Amen. Ag dit louter vreugde. Amen. Hy sê nie ag dit blydskap nie. Amen. Want blydskap is 'n vrug van die Gees. Halleluja. En blydskap is binne ons. Maar die Engels, halleluja, vertaal blydskap en vreugde albei as joy. What a difference is. There's a difference. The joy in the Lord. Oh yes. Amen. Dis die blydskap waarvan ons praat. Amen. The joy in the Lord. Halleluja is my strength. The joy in the Lord is my refuge. Halleluja. Maar hier praat Jakobus van vreugde. Nou ek soek iemand. Maar leer nie wat. As jy 'n beproewing is, en as jy 'n versoeking is, en as jy deur 'n stryd gaan, waarin ek mense, hulle maak jou, hulle trap jou dood, maar mense jou verneder, dat jy jou besit met die deur kan uitsteek nie. As jy omstandighede is, wat jou moeilik lyk, hulle wat nie kan uitkom nie. Dit nog 'n vreugde. No. How can you? Vreugde is 'n baie diepe blydskap. Oh, so deep. Vreugde is iets wat intrinsiek volmaak moet wees in jou. En vreugde is iets, halleluja, wat jy, as jy die blydskap in die Here kry, om
as een van die vrugte van die Gees. Die Engels praat van patience. Net soos blydskap. Maar apostel Jakobus skryf hierdie woorde vir hierdie gemeente en vir ons as 'n kerk. Omdat ons weet dat die beproewing van ons geloof lydsaamheid bewerk. Nou is die saak. Wanneer ons in 'n beproewing is, wanneer ons in 'n stryd is, wanneer ons in moeilike omstandighede is, wanneer dit lyk daar is nie 'n way out nie, when everything seems dark and you feel like you're in that pit with nobody helping you, maybe even God not hearing your prayer. Dan sê Jakobus, as jy is daar die tyd, wanneer jou geloof, amen, wanneer jou geloof, hoor wat ek sê, geloof, want jy sien nie die uitkoms nie, jy sien nie die antwoord nie, dan gooi hulle handdoek in, en hulle sê, ek kan dit nie meer vat nie, hulle sê, ek is moeg, ek gee op, ek kan nie meer nie, dis te veel, amen, dit wil sê, jy het nie die beproewing deurstaan nie, amen, en jou geloof het nie ontwikkel, dat lydsaamheid, dat kan kom nie. Jakobus skryf, hy sê, as 'n rede hoekom ons moet hierdie beproewing gaan, hoekom ons het moet loutere vreugde ag, hoekom ons het moet 'n diepe blydskap ag, hy sê, want as ons in die beproewing is, dat word ons geloof beproef, wat lydsaamheid moet verwek. En dan sê vers 4 die mooi woorde, hy sê, maar die lydsaamheid, amen, as jy nie opgegee het in die stryd die kind van die Here, as jy die handdoek ingegooi het, as jy nie gesê het, ek het genoeg gehad, amen, die geloof prys die Here, en hierdie lydsaamheid wat jy ontwikkel deur die geloof, en as dit ontwikkel is, hierdie lydsaamheid, sê die Bybel, gaan ons volmaak wees, en ons gaan sonder gebrek wees, en ons gaan niks kort doen. Nou baie kere werk ons nie deur die geloof om by lydsaamheid uit te kom nie. Want ons is nog in die beproewing. Amen, dan gee ons op. Amen, ons wil nie deur die beproewing gaan nie. Kerk van die Here, ons wil nie deur die beproewing gaan nie. Amen, dan gooi ons die handdoek in. Dan kan ons in my geloof uitkom. Wat halleluja, geanker is soos iemand gesê, die penwolter is geanker, die geloof kan nie geanker wees, om lydsaamheid te bewerk nie. En omdat ons lydsaamheid kort, prys die Here, kort ons hierdie 3 dinge, volgens die woord van die Here. Ek wil vers 12 van die voorhou, voor ek van afsluit. Salig is die man wat versoeking verdra. Amen. Salig is die man wat die versoeking verdra. Amen. Wat deur die omstandigheid gaan. Amen. Jy is salig. Amen. Prys die Here as jy die versoeking weerdra het. As jy die handdoek ingegooi het nie. As jy nie opgegee het nie. As jy nie moeg geraak het nie. As jy nie uitgestap het nie. Salig is jy. Hy sê die woorde van as hy die toets deurstaan het. Amen. Elke beproewing, elke versoeking is 'n toets. Amen. Dis 'n toets wat jy skryf op hierdie pad van die Here. Elke beproewing, elke versoeking, elke teekant, elke teestand is 'n toets. Die man van God, die apostel, skryf en hy sê, salig is die man wat die versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het,
nog 'n belofte, sal hy die kroon van die lewe ontvang. U gaan nie die kroon van die lewe ontvang as u nie die toets deurstaan het nie, as u nie die eksamen geslaag het nie, as u nie die uitslag gekry het, halleluja, prys die Here wat Jakobus van praat, hier in vers 2, vers 3 en vers 4 nie, as jy nie die toets geslaag het nie. En ongelukkig is dit nie die wat sê, Here, Here, wat ingaan nie. As ongelukkig nie die wat hande opsteek en die Here prys of koordans, dat hulle baadjies nat is van die sweet wat by die hemel gaan uitkom nie. Maar die Bybel sê, dit is diegene wat sy wil doen. En ek hou van hy ou koortjie wat ons gesing en ons doen nog vandag. Julle moet kies, want die paaie is 2. Op hierdie nou pad is daar baie toetse, daar's baie beproewinge, daar's baie dinge wat versoek het wat ons 'n pad langs kom. Maar as moet dit deurstaan. Op die breë pad gaan dit lekker. Daar's niks sulke dinge nie. Die duiwel sus vir jou op die pad. Ja, jy kry ook 'n nuwe kar. Jou huis word ook gebou. Ja, jou kinders doen ook goed. En het voel lekker. Amen, maar jy het nie die toets deurstaan nie. Dan sê Jakobus, as jy die toets deurstaan het, sal jy die kroon van die lewe ontvang. Wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Thank you, Lord. Kerk van die Here, ek wil afsluit. Op hierdie pad waar ons beweeg, kous te kampe met baie toetse, baie beproewinge, amen, baie versoekings. Maar dis hoe jy die toets hanteer. Dis hoe jy die beproewing hanteer. Dis hoe jy die versoeking hanteer, wat gaan verseker dat die geloof versterk is en dat die leidsaamheid ontwikkel het. En as die leidsaamheid ontwikkel het, hou jy dat u volmaak en sonder gebrek sal wees en dat u niks kort kom nie. En as jy die toets deurstaan het, gaan jy die kroon van die lewe ontvang. As jy net vir kerk toe kom en huis toe gaan, Here prys en loof en dink alles is hankie-dorie nie. Jy moet die toets deurstaan en die kroon van die lewe te ontvang. Ek wil los met hierdie vraag. Ek kon nou my jaar toe eksamen geskryf het. Kinders wat eerste eksamen is om te staan. Jy kry 2 ure, 3 ure, 1 uur om te skryf, amen. Ek het altyd so blank geslaat die vraag stel, oopmaak. Dan lus ek sommer loop. Amen. Veral as my finansiële rekening kinde kom, dan lus ek sommer loop. Ek weet nie waar u in die toets is nie. Oh my goodness. As u 'n halfuur in die toets, of 2 ure in die 4 ure toets, ek weet nie waar u is in u versoeking nie. Ek weet nie waar u is in u beproewing nie. Maar die woord van die Here, wat jy moet weet en ons as 'n kerk moet weet, dat ons hierdie toets moet deurstaan. Ons moet deur die toets gaan. Ons moet nie halfpad ophou nie. Ons moet nie nou opgooi nie. Ons moet nie moed opgee nie. Ons moet deur die toets gaan. Ons moet deur die beproewing gaan. As ons die toets geslaag het, gaan jy die kroon van die lewe kry. My vriend, kind van die Here, ek weet nie waar hy is in die toetsie, maar ek wil die versoek vandag, moenie handdoek ingooi nie, moenie opgee nie, want as jy gaan opgee in die beproewing in die toets, gaan jy nie die lewe en die kroon van die lewe ontvang nie, en dit sal altyd goed in die lewe geestelik ontbreek. En die leidsaamheid is nie
in die geestelike lewe nie. Ek wil afsluit. Waar is u aan die toets? Waar is u aan u beproewing? Waar is u aan u versoeking? Moenie vanmôre opgee, vanmiddag opgee. Maar deurstaan dit, sodat die kroon van die lewe kan ontvang, wat die Here beloof